Dit is vir my so lekker om vanoggend vir Lizelle van der Merwe en Jan Albert Clemens in die ateljee te hê. Nou Lizelle is die hoofuitvoerende beampte van Farm for USA en Jan Albert is of was 'n boer in Amerika gewees. Dit is vir my so lekker om julle te hê. Baie welkom. Baie dankie, dis ons voorreg om hier te wees. Die tema van om te boer in Amerika. Dis so lekker om met julle gesels want daar ek dink mense sit met soveel vrae. Vertel vir my, as dit kom by die proses, hoe besluit iemand ek wil in Amerika gaan boer en totdat hulle uiteindelik daar kom? Daai proses tussenin, is dit so intens as wat mense dink dit is? Ja, dit is nogal intens. Ek moet sê, daar's baie vrae. Ja. En die meeste van die mense begin by watter agent moet ek gebruik? Ja. Jy weet, hoe vertrou ek iemand? Is dit nie 'n scam nie? Weet, dan kom hulle baie keer by jou uit en jy moet hierdie vrae antwoord en sê, "Oké, goed. Kom ons verduidelik jou hoe die proses werk." Die proses is jy moet aansoek doen, ons stuur vir jou vorm in te vul of ons het 'n aanlyn stelsel waarop ons werk en op daai stelsel moet jy dan alles vir ons mooi volledig voltooi. Maar om jou agent te kies is meer belangrik as om die vorm te voltooi. Ek kan dink. Jou agent moet jy kan vertrou. Verstaan? As jy op 'n webwerf iets intik en iemand skryf vir jou terug, ek sal jou kontak want ek kan jou help. Hardloop. Ek kan nogal dink dat jy hulle baie vrae moet antwoord, maar Jan Albert, jy het vir my vroeër gesê jy is Jan Albert in Suid-Afrika, maar jy's Jack in Amerika. Ja. Vertel vir my gou 'n bietjie van jou reis. Jy het vir 'n hele ruk in Amerika geboer. Eerlike opinie. Hoe is dit? Hoe was dit? Dit is definitief 'n ervaring. Ek moet sê ek het eintlik die Here gevind toe ek Amerika toe gegaan het. Ja. En dit is ook nie vir die mense wat dink hulle kan enigiets doen nie. Jy moet regtig weet wat jy het om te doen. Jy moet soos eyster wees. Ons word eintlik bemark tussen boere as ons is nie bang om te werk nie. Ja. Dis die eerste ding wat ek gehoor het toe ek geland het in Amerika, dat ons is nie bang om te werk nie. Ja. Maar tussen van 2019 af toe ek daar so was van die oesterplaas na 'n graanplaas wat mielies, boontjies, rys, patats en al daai goeders doen tot en met waar ek nou is in Nebraska. Dit letterlik dit maak jou dink bietjie meer oor hoe ander kulture is en hoe om te lewe en dat die Here is goed. Ons het soveel verskillende mense wat soveel verskillende tale praat. Dis definitief die moeite werd om oor te gaan. Lizelle, net om terug te kom by daai proses. Nou vorms word ingevul. Hoe as dit kom by die aansoeke, watter tipe Suid-Afrikaner doen aansoek om in Amerika te gaan boer? Almal. En is daar groot vloei van mense en aanvraag? Ja, nee, daar's 'n ontsettende groei en daar's 'n ontsettende aanvraag. Ons is naas Mexico, ons is die grootste land wat plasings doen in Amerika vir boere. So ons het so 11,000 boere op hierdie stadium wat in Amerika werk. En so die aanvraag is regtig fenomenaal. Dit is baie groter as wat ons tans kan plaas. So ons werk daaraan om meer boere op te teken in Amerika sodat ons meer manne kan plaas. So die aanvraag is baie groter as die aanbod op hierdie stadium. Ja, maar die behoefte van die Amerikaanse boere is geweldig groot. Hulle weet nog net nie almal van die program nie. En dis hoekom ons werk saam met USA Farm Labor in Amerika en hulle doen baie moeite om nuwe boere op te teken sodat ons meer manne kan help op die einde van die dag. En Jan Albert, ek dink die groot vraag is, jy is nou omtrent so 5 maande wat jy terug is en jy het my goed laat verstaan, is nog nie verby nie, ons gaan weer terug. So daar is definitief 'n aantrekkingskrag. Is dit gewoonlik so mense wat in Amerika gaan boer spesifiek of gaan werk op plase? Is dit 'n tydelike seisoen in 'n mens se lewe? Is dit bietjie vir avontuur, vir bietjie ervaring? Jy wat dit nou self gedoen het. Hoe is daai denkwyse? So ek was gesê in die begin dat jy moet so kyk tussen 3 tot 9 maande om daar te bly. Baie mense wil oorkom net vir 'n maand om 'n bietjie ekstra geld te maak, maar ongelukkig werk dit nie so nie. Jy moet daar wees vir die planttyd en jy moet daar wees vir die harvesting season. Ja, ek verstaan dit 100%. As dit kom by jy kan nie net vir 'n klein rukkie gaan nie. Is daar meestal mense jou ouderdom wat oorgaan? Hoe werk die ouderdoms van mense wat oorgaan? Spektrum. Okay. As ek gou daarin kan antwoord is
Die ouderdomsspektrum is regtig groot, is 'n wye verskeidenheid boere mense wat ons kan plaas. Ek wil nie net sê manne nie, vrouens ook wat gaan, nee. So enigiets van 18, my oudste boer was 72. So ons gemiddelde ouderdom op hierdie stadium is 40. Sjoe. Ja. So dis baie interessant. Dit het verander. Jare terug was dit meer die jonger manne gewees. Nou is daar 'n groot behoefte onder broodwinners om te gaan geld verdien om te sorg vir hulle families. So dis waaroor dit op hierdie stadium gaan. Mense gaan nie vir 'n gewone, as ek die term kan gebruik, gap jaar. Nee, Dit is glad nie dit nie. Dit is 'n werk. So hulle gaan vir 9 tot 10 maande om fisies daar hard te gaan werk, dan kom hulle 2 tot 3 maande terug en dan gaan hulle weer. Ja. En vertel vir my, hoe werk die plasing? Kan jy kies op watter plaas jy wil gaan werk? Of is dit jy doen aansoek en soos om by universiteit aansoek te doen en jy word in 'n koshuis geplaas? Is dit en jy moet maar dit geniet? Dis amper so. Die ouens sê wel vir ons wat hulle verkies. As dit 'n beesboer is, gaan hy natuurlik nie aard op 'n saaiplaas nie. Verstaan? So, ons kyk na wat se vaardighede het elkeen en wat is ons behoefte van die boere se kant af. Fantasties. En dan doen ons die plasings volgens dit. So die boere kies hulle manne self. Ons gee 'n paar resumes vir hulle om deur te gaan. So daai CV wat voor die boer is, gaan hy deur in detail. Ons laat hulle selfs 'n videoetjie maak van hulle vaardighede. Hulle is baie skief vir die kamera. Ek kan dink. Ek kan dink. So nee, ek kan nie voor die kamera nie, nee. En dan doen hulle 100 keer die videoetjie oor. Op die ouend van die dag is dit jou beeld van wie jy is, wat jy kan doen, wat se vaardighede het jy, wat jy vir die boer moet kan verkoop. Verstaan? Want die boer moet kan sien in jou CV, ek wil hierdie ou aanstel, want hy kan doen wat ek op my plaas gedoen wil het. Ja, so dis hoe dit werk. Alhoewel ons het ook manne wat glad nie enige experience het nie, wat wil graag oorgaan. En daar is programme wat jy gaan om te gaan leer. Ook alhoewel die boere wil mense hê wat experienced is. Daar is programme en goedes wat mense hier in Suid-Afrika kan doen om dit te help. Ek was een van hulle. Ek het absoluut geen experience gehad nie. Ek's maar 'n stadsaap hier in Centurion. So niks fout daarmee nie. Maar nadat ek gehoor het van hierdie hele situasie en dat jy moet 'n minimum van 'n jaar se experience hê op 'n plaas, het ek gegaan en ek het geleer hoe om 'n trok te bestuur, ek het geleer hoe om 'n forklift te ry, ek het geleer hoe om 'n trekker te doen en daai het my baie uitgehelp. Alhoewel ek het myself opgebou van 'n oesterplaas af na 'n behoorlike plaas waar hulle GPS trekkers het. Dis vir my baie duidelik, julle wat nou vroeër gesê het, is dis lekker vir 'n Amerikaanse boer om 'n Suid-Afrikaanse boer op sy plaas te hê, want hoekom? Hardwerkend. Ons is nie bang vir 'n bietjie hard werk nie. So, Jan Albert, ek wil eintlik by jou weet, wat is daai goed wat ons as Suid-Afrikaners dalk nie weet om in Amerika te gaan boer? Daai fisiese praktiese goed wat jy moet aan gewoond raak, goed wat jy dalk glad nie verwag nie. Is daar 'n paar goedjies wat jy dalk, ek weet nie, wenke kan gee of stories kan deel van goed wat vir jou ongelooflik was toe jy dit sien? Die eerste ding wat ek opgelet het, toe ek geland het en ons was op pad na die boer se plaas toe, was dat elke huis in hout was. Daar's nie mure nie. Daar's die bakstene nie. Dit is my so snaaks gewees dat daar nie eers white picket fences wat hulle so baie lief is voor in Amerika. Daar's nie eers van dit nie. Die honde en alles hardloop rond. Dit was my baie snaaks, vir my baie mooi. Dit is verskriklike hoë bome. Maar as dit kom nou by waar jy bly en hoe jy werk, dit het meer gedraai oor, kan jy saam met ander Suid-Afrikaners lewe? Dis 'n baie belangrike een, want jy moet met hulle bly en jy moet met hulle werk, so jy moet oor die weg kan kom met hulle. Ek het nie 'n groot probleem met hulle, sover wat ek nou vir die laaste 6 jaar in Amerika was nie. Maar dit is 'n aanpassing om van gemaklikheid na om 'n hele huis te deel met een yskas. Dis 8 ouens in een yskas. Dit sou ek sê is 'n groot aanpassing. Lisel, ek wil graag by jou weet, hoe pas boere daar in Amerika aan? Hoe pas hulle aan? Weet jy, vir party is dit maklik en vir ander is dit nie so maklik nie. Soos wat hy nou gesê het, jy weet, jy moet uit daai omgewing kom waar jy gemaklik is, waar mamma vir jou alles doen, baie keer, of jou vrou, jy weet, of in die geval waar vrouens gaan, hulle mans, jy weet, waar hulle mekaar help en wasgoed was, korrelgoed was, die huishouding doen, kos maak ensovoorts. Daai is 'n baie groot aanpassing vir baie van die ouens. As hulle daar kom en hy moet ewe skielik 16, 17 ure werk, want die son gaan sak eers 10 uur in die nag, baie keer,
Jy weet meeste van Amerika oor is langer ure son as ons, het ek nie besef nie, nê? So dis hoekom hulle daai lang ure kan werk. Ja. So die aanpassing vir hulle om daai ure te werk en nog die huishouding te doen, Joeg. is geweldig. Ja, ek kan dink. Baie van hulle verkeer dan bietjie sosiaal wat dan ook moeilikheid veroorsaak. So Ja, ek kan dink. so ons vra regtig vir die manne om Suid-Afrika se naam hoog te hou. Ek gaan nou. Op dit. Asseblief. Ja, en Albert, ek wil ook by jou weet, as mens terugkom met daai ondervinding waarvan jy gepraat het, want ek kan net dink die ervaring wat mense het, mens kom terug met ander kennis, nuwe kennis en jy leer iets doen op 'n manier wat ons nie noodwendig hier in Suid-Afrika doen nie. Is dit lekker om te weet mens kom terug met daai kennis wat jy dit hier in Suid-Afrika kan terugploeg? Natuurlik. Ja. Ek het baie ervaring daarso opgebou wat my baie gehelp het. Die ding wat ek die meeste oor trots is dat Amerika het 'n man uit my uitgemaak. Ja. Jy moet eyster wees as jy soontoe gaan. Ja. En een advies wat Tannie Patch op my gegee het, is dat jy met krokodilvel het. Ek het elke dag daai gedink spesifiek by die Oesterplaas. Ja. Staan daar so en ek net krokodilvel want daar's soveel goed wat gebeur en jy moet dit kan vat. Jy moet die punches kan hanteer. Ons is nie bang vir werk nie. Maar party daar raak dit maar moeiliker. As jy terugkom en jy het al hierdie experience, snaaks genoeg, meeste manne wil hulle eie plase koop hier in Suid-Afrika nadat hulle daai hoeveelheid geld gemaak het of selfs hulle eie besighede oopmaak. Ja. So om terug te kom, dit is die eerste ding wat hulle wil doen. Of selfs wanneer hulle begin gedoen het, dan gaan hulle terug vir nog 'n bietjie ekstra geld net om hulle familie te support. Julle, dit is geweldig interessant. Ek waardeer julle tyd om vanoggend in te kom en sterkte. Ek weet internasionaal daar's baie goed wat aan die gang is en gesê word en baie rolle wat gespeel word. Maar dankie vir die rol wat julle speel en om ons ook 'n bietjie insig te gee oor hoe dit is. Dankie vir julle tyd. Dankie. Baie dankie, so voorreg.